As jy iemand is met een of ander vorm van 'n dagtaak, is ek seker dat jy ook al teen die tyd van die jaar wens dis Desember. Die wêreld waarin ons leef snel net te vinnig voort. Wanneer ons dan 'n teks soos Matteus 11 vers 28 tot 30 lees, voel dit soos balsem vir die siel, maar tog ook effens onbereikbaar. Presies hoe vind ek daardie rus? Kom ons luister na Jesus woorde. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Hier sien ons dat Jesus duidelik vir ons 'n ander manier van lewe leer. Ons lewens en die tipe samelewing wat ons geskep het, stel dikwels onrealistiese eise aan ons en ons stel ook daardie eise aan onsself en aan mekaar. Dikwels wens ons dat die lewe net so 'n bietjie sagter kan wees. Maar op 'n mikrovlak skep ons dikwels saam daardie ongenaakbare realiteit waarbinne ons almal kollektief leef. Dis in hierdie soort wêreld dat ons nodig het om te besef dat ons nie alles vir almal kan wees nie en dat die Here vir ons 'n ander soort pad probeer wys. Archibald Hart skryf iewers hierdie woorde: People in a hurry never have time for recovery. Their minds have little time to meditate and pray so that problems can be put in perspective. In short, people in our age are showing signs of physiological disintegration because we are living at a pace that is too fast for our bodies. Ons sien dit elke dag. Ons lywe kan soms letterlik nie byhou met dit wat ons lewens van ons vra nie. Behalwe vir die klomp fisiologiese en psigologiese simptome wat 'n lewe waar die kers aan alle kante gebrand word op ons het dit ook geestelike en eksistensiële en interpersoonlike gevolg. Ons sukkel dan om harmonie te ervaar met onsself, met God en met die mense in ons lewe, want dan maak dit dat dit voel of daar iets destruktief aan ons lewe is. Ons voel gediskonnekteer, gefrustreerd en ontevrede, selfs as diepgelowige mense. So as ons nie alles vir almal kan wees nie, wat staan ons te doen? Een van die belangrikste dissiplines wat ons as gelowige mense met 'n oorvol wêreld, met oorvol lewens kan aanleer, is waarvoor om ja en waarvoor om nee te sê. Die dilemma daarmee, as ek vir alles ja sê, of alles vir almal probeer wees, is dat daar ander dinge is waarvoor ek dan nee sê, sonder om dit eers te besef. As ek egter leer om meer met onderskeiding te leef en leer om nee te sê wanneer dit nodig is, maak dit my vry om ja te sê vir daardie dinge wat my siel nodig het en my help om weer in harmonie te leef met myself en met God en met die mense in my lewe. Dalk is dit deel van Jesus se sagte juk en ligte las. Die diep besef dat ek toe nou so waar nie alles vir almal kan wees nie en dat ek maar net 'n mens is met beperkings. Kom ons bid saam. Here, help my om vrede te maak met die beperktheid van my menslikheid en help my om te leer waarvoor ek ja en nee moet sê. Amen.